Goeiedag geliefdes van ons Here Jesus Christus. Ek is Dominee Jacques Bell van die AP Kerk de la Rywel en Stella. En is vir my 'n groot voorreg om in hierdie dag ook saam met u die woord van die Here te kan oordink. Ons is besig in die kort reeksie om te kyk na die nuwe mens wat ons as bekeerdes aangeneem het deur die bloed van ons Here Jesus Christus wat ons skoon gewas het en die Heilige Gees wat ons in staat stel daartoe. En die vrugte wat ons as bekeerde nuwe mense moet dra, en daarom staan ons vanoggend stil by nog 'n besonderse een. Ons kyk na Efesiërs 4 en ons lees saam vers 29. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor, en sy hart bewaar en die vrug daarvan ook dra. Geliefdes, in vandag se lewe is skriptaal al so deel van die tong van ons mense dat baie nie eers meer 'n wenkbrau lig wanneer hulle dit hoor nie. Dis net so normaal, dis deel van ons woordeskat om te vloek of om vuil woorde te gebruik en 'n vuil grappie te vertel hier en daar. En dit het al so in ons mense ingedring dat dit normaal geword het. En tog is dit een van die lelikste, vrotste vrugte wat ons as mense dra. Iets wat Paulus vir ons sê, hou die vuil woorde uit jou mond uit. Jy het nie nodig om daardie kragwoord te gebruik nie. Jy het nie nodig om te vloek en jou medemens sleg te sê nie. Die tong is 'n swaard wat verskriklik seer maak. Maar die tong is ook die instrument waardeur ons God verheerlik, en daarom aan die een kant sê Paulus, moet nie die tong gebruik vir die kwaad nie, hou die vuil woorde uit jou mond uit. Maar aan die ander kant sê hy, gebruik die tong om die woord te spreek wat nodig is vir die stigting. 'n Woord wat die genade van Christus verkondig aan die wat dit hoor. Is dit nie so interessant hoe dieselfde mond wat so vinnig is om te vloek, te skel, om die lelike, die vuil woorde te gebruik, in die volgende asem die evangelie verkondig. In die volgende asem praat hulle oor die Here Jesus asof daar niks gebeur het nie. Geliefdes, wat 'n beeld straal dit uit vir mense wat u hoor? Iemand wat in die een asem kan skel en kan vloek en dan oor sy verlosser wil praat, is dit 'n goeie vrug wat ons dra? Nee, ons moet heel eerder woorde spreek wat stigtelik is. Ons moet praat oor die verlossing, want geliefdes, vir baie mense is dit die enigste woord wat hulle hoor van die genade. Is die enigste evangelie wat hulle kry. Vir baie mense is jy dalk die naaste ding aan 'n Bybel wat hulle vandag sal lees. Daarom moet die tong gebruik word. Gebruik word tot stigting, tot verheerliking van God, dat as die mense hoor hoe ons praat, dat hulle sê, hierdie persoon klink so anders, klink abnormaal. Hoekom klink hy so anders? En dat hulle gaan soek en vind, maar is die vrug van die bekering wat hy dra. Liefdes, mag die vuil woord nie in ons mond gevind word nie, maar mag ons van die genade van Christus spreek, orals waar ons gaan. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat U vir ons die tong gegee het waarmee ons kan spreek. Here, waarmee ons psalms en gesange kan sing, waarmee ons met mekaar kan praat oor die genade wat ons beleef. Here, maar gee dat ons die vuil vrug van die vuil woord sal uitblik uit ons lewens uit. En dat ons die woord sal spreek wat stigtelik is vir U, dat die wêreld ook U genade daarin sal beleef.
Here, plaas 'n wag voor ons monde as ons praat. Want ons weet, die tong is soos 'n swaard, wat seer maak, wat verwoes. Maar Here, dis ook 'n instrument vir opbouing en verheerliking. Laat ons hom daarom gebruik soos wat U dit wil hê, en dat ons die ou mens, die sondige mens sal aflê. Ons bid hierdie dinge nie in onsself nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Liefdes, ek hoop jy het 'n geseënde dag. Mag die Here u ook dra daar waar jy gaan. Totsiens.